Goeienaand en baie welkom by ons woensdag aand oordenking. Ons praat van die goeie nuus om 7 en dit is dan ook woensdag die 7 Augustus. Ek hoop dat dit met elkeen baie goed gaan. Ons maak vanaand klaar met ons het 'n relatiewe lang reeks gehad oor psalms en vanaand dan die laaste een, Psalm 150. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook deur hierdie psalm so kon gaan. Hoe wonderlik dit is dat ons kon kyk na wraakpsalms en lofpsalms, dat ons kon kyk na klaagliedere en dat ons daarin ook iets van die eerlikheid ook ontdek, van werklik kind van U wees, dat ons regtig enige iets ook na U toe kan kom en dit met U kan deel, wetende dat U ons harte ken en dat U ook weet waar dit vandaan kom en dat U ook verstaan wanneer ons baie kere so frustreerd voel en ander kere so opgewek voel en dat ons soms so deur die wipplank van die lewe gaan. Here, dankie vir U sorg elke dag en dat U ons vashou. Wil U ons vanaand ook deur Psalm 150 leer. Ons vra U dit, Here, in die naam van Christus Jesus ons koning. Amen. Ja, lees gerus saam met my, Psalm 150, 'n korterige psalm. Hy sê, prys die Here, prys hom in sy heiligdom, prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom in die ramshoring, prys hom met harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse, prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys, prys die Here. Nou dis mooi dat elke keer as daar staan prys die Here, dan is die Hebreëse woord wat dan ook daar gebruik word, is die woord halleluja. En nou halleluja is 'n mooi woord. Dit beteken ja, halleluja om te prys en dan ja. Halleluja, ja, is 'n afkorting vir Jahwe, prys die Here, van daardie vertaling, prys die Here, en tog is die woord halleluja eintlik so bekend, die vertalers kon hom maar daar ingelos het, maar in hierdie psalm word dan nie een keer nie, maar sommer 'n hele klomp, eintlik as mens kyk na elke vers, dan begin dit met prys die Here, nee, halleluja, oor en oor, as mens na Hebreëus kyk, oor en oor, halleluja, halleluja. Nou ja, die mooie van dit is na die hele boek psalms, het mos 'n klomp verskillende psalms, nee, daar's klaagliedere, wanneer psalmdigters hartseer voel, wat hulle nie lekker voel nie, as omstandighede in hulle lewe wat vir hulle moeilik is. Daar's wraakpsalms, nee, kere wanneer die digter kwaad is vir die vyande, of wat ook al die situasie mag wees, hy's frustreerd, dan is dit daar wraakpsalms. Daar's natuurlik lofpsalms, en deur hierdie hele boek psalms loop dit alles dan uit op die laaste psalm, wat nie sommer net toevallig die laaste psalm is nie, so deur die Here bepaal, om te sê, maar ons gaan deur al daai emosies, maar die laaste psalm, dan hierdie pragtige loflied, hierdie psalm wat ons oproep om die Here te loof, of om te sê, maak nie saak wat en hoe jy lewe gebeur nie, dit loop alles heen na 'n prys die Here tyd, oomblik, geleentheid, om deur dit alles, om tog te weet, ek moet die Here prys, en dit is tog immers wat die Here vir ons ook beloof in sy woord, dat daar gaan 'n dag wees waarop elke knie sal buig en elke mond sal bely, Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Nee, daardie mooi dag wat Openbaring 19 vir ons beskryf. Nou goed, Psalm 150 dan ook nie natuurlik die eerste lofpsalm in die boek Psalms nie. Trouwens, daar word in hierdie psalm word ons almal opgeroep, selfs die skepping, almal moet die Here loof en prys. Is nie 'n ingewikkelde psalm nie. Eintlik wil die psalm maar net een ding sê, almal en alles kom en loof die Here. Nee, dis die slotakkoorde van die hele boek psalms. Die smeekliedere en klaagliedere en dies meer is verby, nou loof ons die Here. Alles stuur daarop af, en dit is belangrik om dit te onthou, want nou kan ons vir onsself bietjie afvra, en onsself ook toets, nee, wat doen ons gewoonlik te midde van ons worstelinge en ons chaos en ons lyding? Nee, raak die halleluja's in ons lewe dan maar stil, of word dit al hoe flouer gesing? Kyk ons rondom ons en dan lyk dit vir ons asof daar nie regtig meer halleluja's of rede tot halleluja's is nie. Terwyl die boek Psalms, Psalm 150 ons leer, daar is baie. Nee, dink maar net aan die soeke van Psalm 22, my God, waarom het U my verlaat? Die worstelinge van Psalm 42, die sondeskuld, die berou van Psalm 51. Dit alles eindig om by Psalm 150, halleluja. Dis waartoe die psalm ons oproep, nee, die prys God in sy heiligdom, prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf.
Dit dui eenvoudig op die heiligheid van God. Net die aardse aanbidding, die hemelse heiligdom, hoe ook al op die aarde, in die hemel, in sy uitspansel, maak nie saak wie of wat, waar mens is nie, die Here moet geprys word. Hemel en aarde het immers net een doel, om te lewe tot eer van ons Here. Laat alles wat asem het, die Here prys. Dis eintlik interessant, dis 'n opdrag. Dis nie 'n, kyk maar hoe lyk jou dinge, en as jy lus is, prys so hiernaar maar die Here nie. Dis 'n opdrag, laat alles wat asem het die Here prys. Nee, prys die Here, halleluja, dis 'n opdrag. En daarvoor is ons immers geskape. Dit is die doel van ons bestaan, dis waarvoor ons bestem is, om saam met die skepping en saam met mekaar te sê, dit is so, daar's altyd 'n rede om oor 'n klomp dinge te kla, maar die een ding wat soos 'n paal bo water staan, is ek moet die Here prys. Nie net in eredienste nie, nie net deur wat ek sing nie, baie keer dan dink ons, maar wanneer ek die Here prys, beteken dit sing, maar dit is nie net so nie. Nee, wanneer ek my werk doen tot eer van die Here, want dis wanneer mense hom prys, dink maar net presies, wat beteken dit om iemand te prys? Nee, as iemand oor 'n bekende persoon praat, of wanneer jy praat oor iemand vir wie jy baie lief is, dan sal jy vertel van hulle unieke kwaliteite, of hoe goed die persoon is, eienskappe. Dis, iemand word geprys, so prys die Here gaan daaroor, om te sê, maar ek is geskape na die beeld van die Here, dit beteken ek het sekere eienskappe van die Here, nie die vermoë om te kan lief hê, te kan vergewe, om te kan kreatief wees, om vooruit te dink, al daai goeders kom van die Here af, en wanneer ek dit doen, na die beste van my vermoë, dan prys ek die Here, want ek is besig om daai God gegewe gawes wat hy vir my gegee het, tot eer van die Here te gebruik. En natuurlik is dit oor sing, nee, die Psalm praat ook van al die instrumente wat ons ook gebruik, met enige manier, wat ook al, die Here moet geprys word, maar ook en veral met ons hele lewe. Dit help nie net ek sing so nou en dan 'n loflied, maar die res van my lewe is nie lofprysing nie. Nee, dis 'n totaliteit, net soos wat Psalm 150 die totaliteit van die skepping oproep, word ons in die totaliteit van ons lewe opgeroep om die Here te prys. Dis tog belangrik. So my werksplek en my skoolbanke en die sportveld, en so ervaar ons dit baie keer ook, dat selfs mense se sterfbeddens plekke is, waar halleluja geuiter word, geleef word, gesing word, gewys word. Dit is die rede vir ons lofprysing. Ons behoort aan die Here. Vers 2 van Psalm 150 gee vir ons die rede hoekom God geprys word. Nee, prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom vir wat hy doen, vir wie en wat hy is. En hierin lê eintlik die diepste motivering waarom God geprys moet word. Want ons weet wat hy doen, ons weet wie hy is, hy het homself aan ons geopenbaar. Nee, en as ons dink net aan die grootheid van die Here, dan kan mens tog nie anders as om hom te prys nie. Hy het alles gemaak, hy onderhou alles nog met sy hand, hy regeer die ganse wêreld. Die grootste liefdesdaad wat ons bewys, wat is die Here se karakter, is die koms van ons Here Jesus Christus, dat hy sy seun stuur om te sterf vir sondaar mense. Nee, die grootheid daarvan. Prys die Here, halleluja. Net om aan Jesus Christus te dink, gee vir ons al meer as genoeg rede om regtig te leef tot die Here se eer. Maar ook wie hy is, wat hy gedoen het in Christus is uit die aard van die saak, maar ook wie hy is. Wie is God? Nee, sy wese, hy is magtig en groot, oneindig groot. Wie kan die Here pyl nie? Wie kan hom beskryf? Wie kan hom in 'n boksie vasvat? Hy is barmhartig en hy's geduldig. Nee, die mooi Afrikaanse woord, hy is lankmoedig, hy hou lank met ons moed. Hy is goedertierenheid, ook 'n Afrikaanse mooi woord. Nee, hy is goedheid, hy is lief vir ons, hy is vol ontferming, hy is regverdig, hy is heilig, hy is sonder valsheid, hy is wys. Ag, noem maar op, lofwaardig groot is ons Here. En daarom eintlik, ja, nee, hoekom is ons baie keer dan huiwerig om dit te doen? Waarom die klomp voorbehoude? Verse 3 tot 5 leer ons ook iets van hoe God geprys moet word. En dan word daar in Psalm 9 instrumente genoem waarmee die Here geprys word. En daar's al baie daarvan gemaak om te verklaar wat die
verskillende instrumente is en of hulle simbolies verklaar moet word. Ek dink nie dis nodig om dit regtig so ingewikkeld te maak nie. Hierdie instrumente is die instrumente wat Israel geken het. En die Psalm sê, met watter manier ook al, prys die Here. Wat ook al tot jou beskikking is, prys hom daarvoor. Theoloog het dit eintlik mooi beskryf. Hy sê, van die deftige, klassieke klanke van die harp en die lier, tot die volkspopulêre en speelse klank van die tamboerijn, snaarinstrumente en fluit. Aan albei kante hiervan weer klink die enerzijds skorstem van die ramshoring en die anderzijds die vreugdevolle geraas van die simbale. En dan asof die slag van een soort simbaal nie genoeg gespierd is nie, word die simfonie as het ware met die knal van 'n galmende simbaal onderstreep. Joeg, dis mooi beskryf. Sy handewerk, sy kuns, sy wetenskap, sy kultuur, alles wat ons het, tot eer van die Here. Nou die vraag is, ek en jy deel van hierdie grootse halleluja koor, wat deur die eeue die Here loof en prys? Of is ons besig om te prewel? Is my lewe een groot geprewel? Of leef ek regtig tot eer en groot maak van die Here se naam? Kom ons onthou hierdie mooi woord ook die res van hierdie week. Halleluja, prys die Here, laat alles wat asem het die Here prys. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, U is groot en U is almagtig en U is goed, U is regverdig, U is die bron van alles wat goed is. U is 'n oorvloedige fontein van goedheid en daarom het ons rede genoeg om U te prys. Maar meer as dit, Here, U het vanuit daai goedheid binne in U self besluit om U seun te stuur en dat hy gekom het willens en wetens wat met hom gaan gebeur. Dat hy sy lewe gegee het sodat ons U se kan wees, sodat ons weer herstel kan word in 'n posisie van waar ons U kan regtig loof en prys met ons woorde, ons gedagtes, ons dade, ons lewe. Wil U deur die Gees ons daartoe dring. Mag ons alles doen, o Here, tot eer en verheerliking van U groot en heilige, onsagwekkende, wonderlike naam, die naam bo alle name. Vader, ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ek hoop julle het 'n heerlike Woensdag aand en 'n pragtige week verder. Groetnis.